Goeiemôre en baie welkom by ons aanlyn diens. Ons is bly jy is ingeskakel. Ons is besig met die evangelie volgens Moses en Koos gesels vanoggend oor 'n ontsettende belangrike gedeelte in die Bybel wat raak aan die tipe verhouding wat ons met God kan hê. Meer spesifiek Eksodus 3 vers 11, waar die Here met Moses van aangesig tot aangesig praat, soos 'n man met sy vriend sal praat. God verlang om met jou en met my intimiteit te hê, soos hy met Moses gehad het. Hy wil vir ons ook 'n vriend wees. Kom ons maak ons harte nou oop, soos ons saam bid. Here, dankie dat ons kan weet dat U soek 'n naby verhouding met elkeen van ons ook, net soos wat U met Moses gehad het. Dankie dat ons na so 'n verhouding kan smag met U ook, en na U kan soek. Vader, kom maak ons harte oop om hierdie waarheid raak te sien en te weet en te kan glo, dat ons kan 'n naby verhouding met die lewende God leef. Mag ons dit elke dag soek, soos wat Moses dit ook gesoek het. Amen. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy.
want to see you. Israel, 'n volk wat die wonderwerke van die 10 plaae in Egipte eerstens beleef het, kom by die berg Sinai. 7 weke van tevore het hulle die magtige wonderwerk beleef van die water van die Rooi See wat gekloof is, waardeur hulle droogvoets getrek het. Hulle het wonders beleef. Die wonders van die wolk bedags oor hulle, die 4 kolom snags, die wonders van water wat uit die rots gevloei het, van bitterwater wat drinkwater geword het, manna en kwartels as hulle voedsel. En nou, nie eers 2 maande nadat hulle die see gekloof gesien het nie, roep God vir Moses om op die berg te klim, sodat Moses die wet van God kan af kan ontvang. Miskien onthou jy die verstommende afvalligheid, toe hierdie volk, wat pas sulke aangrypende wonderwerke beleef het, terwyl Moses vir 40 dae op die berg is, vir Aaron die hoëpriester ompraat om vir hulle 'n goue kalf te maak om te aanbid. As Moses van die berg afkom, is hy woedend. En dan is daar 'n gesprek tussen God en Moses. God lig Moses in. Ek gaan die volk uitwis en uit jou 'n nuwe volk laat kom, maar Moses pleit, wis eerder my naam uit die boek van die lewe, spaar die volk. En dan sê God, goed, ek sal hulle spaar, ek sal hulle 'n nuwe land en oorvloed gee, ek sal 'n engel stuur om hulle te lei en te beskerm, maar ek gaan my heilige teenwoordigheid onttrek. Dit lyk of die volk hulle dwaasheid en rebellie berou, soos altyd, gaan Moses in sy gebedstent in. Dit was nog voor die tabernakel gemaak is, sy eie persoonlike gebedstent. Hy slaan sy tent nou nie meer tussen die mense op nie, maar 'n entjie van die volk af, weg. En dan kom maar 'n wolk van heerlikheid oor die tent. En kom ons lees Eksodus 33. En Moses het elke keer 'n tent geneem en dit vir hom buitekant die laar opgeslaan, ver van die laar af. En hy het dit genoem die tent van samekoms. En elkeen wat die Here wou raadpleeg, het uitgegaan na die tent van samekoms wat buitekant die laar was. En as die hele volk die wolkkolom sien staan by die ingang van die tent, staan die hele volk op en buig, elkeen aan die ingang van sy tent. Dan spreek die Here met Moses, van aangesig tot aangesig, soos 'n man met sy vriend spreek. Daarna gaan hy na die laar terug, maar sy dienaar Josua, 'n jong man, die seun van Nun, het hom nie uit die tent verwyder nie. Toe het Moses met die Here gespreek. U sê nou wel aan my, ek moet hierdie volk laat optrek, maar u laat my nie weet wie u saam met my sal stuur nie, hoewel u gesê het, ek ken jou by die naam, en jy het ook genade in my oë gevind. As ek dan nou genade in u oë gevind het, maak my dan tog u weer bekend, dat ek u kan ken, sodat ek genade in u oë kan vind, en bedink tog dat hierdie nasie u volk is. En God antwoord, moet ek self meegaan om jou die rusplek te verskaf? Toe sê Moses vir God, as u nie self meegaan nie, laat ons dan nie hiervandaan optrek nie. Want waaraan sou dan bekend word dat ek genade in u oë gevind het, ek en u volk? Is dit nie daaraan dat u met ons saamtrek nie? So sal ons, ek en u volk, onderskeie wees van elke volk wat op die aarde is. Toe sê die Here aan Moses,
ook hierdie versoek wat jy uitgespreek het, daaraan sal ek voldoen, want jy het genade gevind in my oë, en ek ken jou by die naam. Daarop vra Moses, laat my tog u heerlikheid sien. Maar God antwoord, ek sal al my majesteit by jou laat verbygaan en voor jou die naam van die Here uitroep. Maar ek sal genadig wees vir wie ek genadig wil wees en my ontferm oor wie ek my wil ontferm. Verder het hy gesê, jy kan my aangesig nie sien nie, want geen mens kan my sien en bly lewe nie. Ook het die Here gesê, kyk, hier is 'n plek by my, waar jy op die rots kan gaan staan, en as my heerlikheid verbygaan, sal ek jou in die skeur van die rots stel, en jou met my hand oordek, totdat ek verbygegaan het. En as ek my hand wegneem, sal jy my van agter sien, maar my aangesig kan nie gesien word nie. Wat 'n verhaal. Maar die aangrypende woorde daar in vers 11, dat die Here met Moses van aangesig tot aangesig praat, soos 'n man met sy vriend praat. Kom ons vra vandag 3 eenvoudige vrae oor hierdie aangrypende idee. 'n Man het 'n vriend van God geword en God se nabyheid en God se aard, God se karakter as 'n byna tasbare werklikheid leer ken. Ons wil dink oor wat die implikasies van Moses se vriendskap vir my en vir jou is. 3 vrae. Die eerste een is, wat het Moses beleef? Daar is 2 belangrike teologiese begrippe in die skrif. God is beide immanent en transcendent. Hy's hier en hy's weg, hy's laag en hy's hoog. Jy kan van hom bewus word in sy handewerk, maar hy is ook verhewe, objektief 'n persoon, verwyder van sy skepping, los van sy skepping. Dit verskil van 'n oosterse verstaan wat God beskou as die lewenskrag in alle dinge en nie eintlik 'n objektiewe persoon nie. Soms hoor jy iemand sê, ek is meer bewus van God as ek in die berg loop, as wat ek in die kerk van hom bewus is. Natuurlik is daar 'n algemene bewuswording van die grootheid van 'n skepper, as 'n mens die skepping bewonder. Maar Moses het iets baie meer intens en persoonlik as dit beleef. Die transcendente God, wat homself persoonlik op 'n besondere manier aan Moses bekend gemaak het. Moses begeer meer as wat hy by die brandende bos beleef het. Meer as die wonders in Egipte, meer as die see wat gekloof is. Hy begeer om God self, God se aard, God se persoonlike nabyheid te leer ken. God roep Moses om weer op die berg te klim, nadat hierdie ervaring dat die volk so afvallig was. En kom ons lees wat Moses ervaar as God aan hom verskyn na Moses se versoek, Here, ek wil u heerlikheid sien. Hy ervaar hoe God is. Dit gaan oor die persoon van God, nie eintlik oor die ervaring self nie. Hy ervaar hoe God is, God se genade en natuurlik God se oordeel.
Dit sê in die volgende hoofstuk 34, dis nou op Moses se versoek, Here, ek wil U sien. Nou kom Moses op die berg en dan sê dit, en die Here het neergedaal in die wolk en daar by Moses gestaan. Dink aan daardie ervaring. En dan gebeur iets. God self roep die naam van die Here uit. God self sê iets van sy eie wese. En toe die Here by hom verbygaan, het hy geroep, Here, Here, barmhartige en genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou, wat die goedertierenheid bewaar vir duisende, wat ongeregtigheid en oortreding en sonde vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie. Moses ervaar iets. Hy word oorweldig met 'n bewustheid van God se werklikheid. God se nabyheid en God se wesenlike aard, sy karakter. Die ervaring is nie op die groot voorgrond nie. God self is, wie hy is, hoe hy is. En soos dikwels in die Bybel, is so 'n belewenis 'n skudding. Dit skud jou wese, net soos daardie berg Sinai geskud was. Dit doen iets aan 'n mens se eie wese, as jy van God se wese bewus raak. Dit doen iets aan jou louheid, jou vrese, jou verslawings, jou onwilligheid, jou bitterheid, jou laksheid. Dit is wat Moses beleef het. Wat is die effek van so 'n belewenis? Iemand kan vra, sal dit my gelukkig maak? Gelukkigheid in hierdie konteks is eintlik 'n baie dun woord. As jy vir die wenner van die Comrades marathon vra of hy die wedloop geniet het en of hy nou gelukkig is, as hy jou regtig moet antwoord, sal hy sê, genot en geluk, ja, dis sekerlik deel van wat ek ervaar het. Maar die woorde genot en geluk is net te dun, te lig. Ek is oorweldig met 'n belewenis oneindig groter as wat die twee woorde genot en geluk kan beskryf. Geniet 'n mens die teenwoordigheid van God? Maak dit jou gelukkig? God se teenwoordigheid is soveel groter as so 'n vraag. In God se ware teenwoordigheid is dit eintlik nie meer die vraag nie. Geluk is nie eintlik deel van die soeke nie. Die waarheid is, iemand wat God soek omdat hy gelukkig wil wees, soek God eintlik glad nie. Sy eie geluk is sy eintlike God, sy afgod. Moses soek God. God self. En hy beleef iets van hoe en wie God is. Dis die belewenis. En die tweede eenvoudige vraag wat ons vandag vra is, kan ek God se nabyheid beleef? Die hele Bybelse antwoord op hierdie vraag is 'n onteenseglike ja. Kan ek, kan my gemeente God se nabyheid beleef, my omgewing? Ek sou nie vandag met jou gepraat het oor hierdie onderwerp as ek dit nie geglo het nie. Het jy al die Bybel gelees, stil geword, miskien met God gepraat, en dan begin iets van wat jy gelees het, of 'n gedagte tydens jou gebed, jou skielik aangryp, skielik voel jy is nie alleen nie. Dis asof jy nie net dink aan 'n waarheid nie, maar dis asof God self met jou oor die waarheid praat. Jou wese word oorspoel, maar dis nie 'n ervaring in sigself, 'n ervaring ter wille van 'n ervaring nie, dis 'n ervaring met inhoud. Daar's altyd 'n tema.
Dit kan 'n belofte wees, 'n oortuiging dat God sal voorsien, dit kan 'n belewenis van berou en vergifnis wees, dit kan 'n skielike las wees om vir iemand te bid, dit kan net 'n oorstelptheid van liefde wees, 'n oorstelptheid, miskien met God se wysheid, sy goedheid. Hoe bewus is ek van hom, hoe beïndruk met hom. Dalk net die ervaring, die wonder dat God met jou, 'n mens, op daardie oomblik 'n afspraak kan hê. Miskien het jy al iets daarvan beleef. Mag ons saam vandag begeer en met ons binneste roep na meer sulke belewennisse van God self. In die lewe van mense soos Moses en talle ander in die skrif en die geskiedenis sien 'n mens hierdie werklikheid dat mense sulke dinge beleef en daar's geheime in daardie belewennisse wat soos deure is na hierdie vriendskap met God. In Moses se belewenis van God se vriendskap en nabyheid word ons bemoedig om dit self te begeer, want ons sien dit nie net in figure in die Bybel nie, maar ook deur die hele geskiedenis oor en oor in talle dele van die wêreld. Is hierdie belewenis van die heilige, oorweldigende teenwoordigheid van God by 'n mens soos 'n vriend. Ek lees byvoorbeeld van wat in 1857 in New York gebeur het, in 'n Nederduits gereformeerde gemeente. Die kerk het 'n jong man, J.C. Lamphere, aangestel om mense in die omgewing te besoek en te bearbei. Hy het alles probeer, maar hy het gevoel hy bereik eintlik niks nie en gefrustreerd en moedeloos het hy begin om alleen gereeld daar in hulle gebou te gaan bid. En daar het hy God se nabyheid begin beleef. Hy gaan toe na die ouderlinge toe en vra of hy 'n kennisgewing kan opsit wat sê die deure is Woensdae tussen 12 en 1 oop vir enige een wat wil kom bid. Geen boodskap nie, geen diens nie. Die ouderling het wel toestemming gegee, maar hom ontmoedig, wie sal nou in die middel van die week hulle etensuur opoffer? En op 23 September 1857 was die eerste Woensdag. Die deure is oop. Die eerste halfuur is dit net Lamphere in die gebou. Toe daag daar 6 ander mense op. Die volgende Woensdag daag daar 20 op. Die derde Woensdag 40. 2 maande later was daar nie plek nie. Honderde mense het begin kom. Daarna het hy besluit om elke dag die deure oop te maak. Na ruk het ander kerke daarvan gehoor en dieselfde begin doen. Kerke het elke aand begin oopmaak vir gebed. Die koerante het daaroor begin berig. Elke dag het ongeveer 10.000 mense elke etensuur gebid. Binne 9 maande het ten minste 50.000 mense nuwe gelowiges geword in 'n stad wat in daardie tyd net 800.000 mense gehad het. In Noord-Ierland het 'n man met die naam James McQuilkin daarvan gelees en besluit, hy gaan dieselfde doen. Binne 3 jaar het 100.000 van Noord-Ierland se bevolking, wat toe maar 300.000 was, gelowig geword. 1/3 van 'n volk kom tot bekering. 2 Mosese, wat vir hulle self, ja, maar ook vir hulle gemeente en omgewing begin bid het. 2 Mosese, wat vir hulle self, en dan vir baie ander mense, God se nabyheid op 'n lewensveranderende manier beleef het. Ek dink in ons omgewing met ons kerklike agtergronde en miskien wêreldwyd is daar
2 hindernisse. Daar kan ook natuurlik meer komplekse hindernisse wees, maar ek reken hierdie 2 basiese hindernisse is baie algemeen vir so ervaring. Dit verhinder so ervaring van die egte teenwoordigheid van God. Die een is dat sommige kerke dikwels skepties is oor sulke dinge. Sommige sal dit selfs as 'n dogma stel dat die dramatiese gebeure van die Nuwe Testament net vir daardie tyd bedoel was, die sogenaamde streepteologie. Sulke groot, wonderlike, bonatuurlike dinge was net terwyl die Bybel moes geskryf was. Nou is ons maar net eintlik 'n godsdiens van 'n boek. Eintlik is sulke kerke glad nie oop vir 'n ingrypende wending, 'n ervaring van 'n geestelike oplewing nie. Die status quo is veiligheid. Sulke kerke is soos kersse wat sê die son bestaan nie. En min kerklike ervarings is so tragies as 'n suksesvolle kerk. Alles loop vlot, maar daar is nie lewe nie. Die heerlikheid ontbreek. Die ander hindernis is dat sommige kerke wel oop is vir so 'n, kom ons sê, intense belewenis van God se ingrypende nabyheid, maar weer dikwels die dramatiese oorbeklemtoon en forceer selfs. Die belewenis self is die doel. En dit word selfs gemanipuleer. Die geluide is daar, maar die kragtige nie namaakbare effek is weg. Diep inkeer, ware lewensverandering ontbreek, nederige diensvaardigheid. Sulke kerke is soos elektriese ligte wat voorgee, hulle bring die sonskyn. En min dinge is met respek gesê so arrogant as 'n kerk wat voorgee daar is 'n geestelike oplewing terwyl die emosionele en volume knoppie eintlik maar net opgedraai is. Moses het niks georkestreer nie. Hy het net gebid en begeer en God self het opgedaag. God het 'n mens se hinkering raak gesien en daar was heerlikheid. 'n derde eenvoudige vraag wat ons vandag kan vra is: wat kan ek doen? In Moses se optrede is daar 'n soort van 'n bloudruk wat in al die verhale van groot geestelikes en geestelike oplewings raak gesien kan word. Eerstens, sien die rol van een mens. God sê vir Moses, ek trek nie saam met die volk nie. My intense teenwoordigheid sal nie meer daar wees nie, soos hierdie volk nou is, hardnekkig, kan hulle my nabyheid nie beleef nie, daar is afgode in hulle harte. God het klaar gesê, Israel gaan op hulle reis, verder nie sy nabyheid, sy heerlikheid beleef nie. Maar dit ontmoedig een mens, Moses, nie om sy gebedstent op te slaan en steeds op God te wag nie. Hy slaan sy tent op en hy nooi die volk, die wat God se nabyheid begeer en daarvoor vra, dit wil beleef, kom soek dit, kom vra saam met my daarvoor. Elke geestelike oplewing in die geskiedenis het so 'n katalisator. Elke geestelike oplewing in jou eie lewe vra ook hierdie dringendheid van een mens, jouself. 'n aanhoudende soeke. Die logiese, maar ontnugterende waarheid is, as een mens nie soek nie. Ek weet dis 'n voor die hand liggende stelling, maar as een mens nie tent toe gaan nie, dan gaan geen mens tent toe nie. Sien
die rol van een mens en tweedens sien die rol van eerlike verootmoediging. Toe Moses op die berg vertoef, het die volk juwele gegee sodat Aaron die goue kalf kon maak. Die oorblywende juwele het hulle gedra toe hulle die kalf aanbid het. Nou dat hulle hoor God onttrek, gebeur iets. Hulle haal al hulle juwele af. Daar is verootmoediging. Dikwels is daar sulke verhale in die skrif, byvoorbeeld in Rigters 10, die volk se vyande onderdruk hulle, dan roep die volk na God. God se antwoord is dat hy hulle al in die verlede gehelp het, maar tog het hulle weer afgode gaan dien. Maar dan verneder die volk hulle roep dringender. Kom ons lees dit. Die Israeliete het weer by die Here gepleit. Ons het sonde gedoen en U kan ons maar straf op watter manier U wil, maar red ons tog net hierdie keer. Hulle het ook die afgodsbeelde wat hulle gehad het tot niet gemaak en die Here gedien. Toe kon die Here dit nie meer verdra dat Israel so moes ly nie. En die Amplified Bible sê dit so mooi. His heart, God's heart, became impatient over the misery of Israel. God se aanklag dat hierdie volk hardnekkig is, dring tot hulle deur. Hulle haal hulle juwele af. En dit moet ook met my gebeur. 'n nuwe belewenis van vriendskap. Heilige nabyheid word altyd voorafgegaan deur oop oë, om raak te sien, te deel met die vraag, wat is te belangrik in my lewe? En dit hoef nie noodwendig ooglopende verkeerde dinge te wees nie. Afgode kan baie heilig en reg lyk. O, die pynlike, maar wonderlike oomblik as ek bereid is om te kyk en te sien, die soet bevryding van my eie bande, verlang jy nie daarna nie? Daardie oomblik as God vir my eie angste se wortels wys, of my eie gierigheid of bitterheid, jaloesie, welis, vergrype, ontevredenheid, my gejaag na niks. Kan jy dit waag om in die tent in te gaan en te vra, Here, wys my wat staan tussen my en U nabyheid, U vriendskap. Dis die tweede ding wat ons moet sien, die rol van verootmoediging, en derdens die rol van 'n tent wat eenkant staan. Dink weer aan God se boodskap aan die volk. Ek gaan nie meer tussen julle wees nie. Moses verstaan dit. Die laar is besoedel. En daarom slaan hy sy gebedstent buite die laar op. Ons het reeds die belangrike rol van een mens gesien en hierdie is verwant daaraan. In Moses sien 'n mens iets so aangrypend. Hy het sy mense intens lief, is selfs bereid om ter wille van hulle skade te ly. Delg my naam uit, Here. Maar hy het ook 'n intense weerstand, want God self is sy eerste liefde. Eenkant wees, troef saam wees, altyd. Gaan dit altyd vooraf, kry altyd die voorrang. Daardie heilige balans tussen een wees met mense en tog afgesonderd wees. Die bereidheid selfs om verwerp te word. Ek dink dit is een van die dinge waarna 'n ongelowige soekende mens dalk die meeste soek. 'n gelowige by wie hy kan voel, hierdie mens gee regtig vir my om, maar tog is hy anders. Eenkant. Vriendskap met God begin
buite die laar in 'n eenkant tent. Om 'n Moses te wees, is jy in 'n sekere sin beide jou ongelowige vriend se vriend en sy vyand, het Jesus gesê. Omhels jy hom en draai jy jou rug op hom. En ek dink dis wat Jakobus 4 bedoel, egbreekers en egbreeksters. Hy sê hierdie mense, God was nie meer hulle eerste liefde nie. Weet julle nie dat vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. Die tent is buitekant die laar. Miskien vra Moses jou vandag, het jy 'n eenkant tent? Leef jy elke dag daar? Daarsonder kan jy nooit God se vriend wees nie. En ook hier voordat ons die nagmaal gebruik, sien dat die tent nie net vir Moses was nie. Hoe begeer ek dat ons aan ons saamkom sal dink as oomblikke van ontmoeting, heerlikheid. Dis nie net 'n individuele ervaring nie. Moses het die volk ook ingenooi en hier is 'n paradoks. Hoe meer ons tent eenkant opslaan, hoe meer staan hy in 'n sin oral. Moses bid nie net vir homself nie, hy bid vir die volk en vir die volke wat God se heerlikheid moet sien. Moses is God se vriend. En God se vriende het God se hart vir die wêreld. Kan jy onthou van 'n ander vriend van God wat buite die laar gegaan het en meer as net 'n tent gaan opslaan het? Buite die laar, buite die stad is 'n kruis opgeslaan. Kan jy onthou van so 'n vriend wat daar sy lewe, sy liggaam gaan gee het? En ek wonder of jy vandag saam met my voel hoe hy jou nooi om sy vriend te word. Kan ek jou vra, waarvoor gee jy jou lewe? Om te leef, om sy vriend te wees? O, as dit so is, daar is geen groter lewe nie. Kom ons bid saam. O Here, maak ons die vriende, vat weg wat tussen ons en U staan. In Jesus naam. Amen. Ons gebruik die nagmaal en onthou dat dit Jesus se lewe gekos het, sodat ek sy vriend kan wees. Dankie dat jy ook gee dat ons die boodskap kan verkondig en saam met ons bid dat daar talle en talle meer vriende van God sal wees. Kom ons word stil, luister na hierdie baie mooi lied en as jy die nagmaal het, kan jy dit saam met ons gebruik. Here I am, here you are. I give all of me for all you are, and I don't want to move on me unless you go with me. One thing I ask, one thing I see, show me your glory.
With every step, I let your spirit